Goeiemiddag, dis Ina met resepte vir die lewe. Ons gaan vandag bietjie kyk na visvang en vlerkesprei. Twee redelike uiteenlopende prentjies is dit nie. Ons begin met Matteus 4 vers 19. Dis die geskiedenis van Yeshua wat langs die see of die meer van Galilea loop. Hy kom verby Petrus en Andreas en hy sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Ons almal ken hierdie sinnetjie, ons weet dit beteken, ek sal julle leer om mense uit die duisternis te gaan haal en hulle te bring na die koninkryk van God. So baie mense wat in 'n sending roeping staan sal sê, maar hierdie spesifieke versie is gebruik om hulle wakker te maak vir hulle sending. So ek wil so bietjie ons moet gaan kyk wat dit eintlik beteken. Wat is 'n vis en wat is 'n mens? Dis mos nou twee verskillende goed. So hoekom sê Yeshua, ek wil julle vissers van mense maak? In die eerste plek is dit omdat hulle vissers was en hulle het die konsep verstaan van om vis te vang, né? Maar as ons verstaan dat die see, die mensdom of die nasies verteenwoordig, dan kan ons 'n bietjie 'n duideliker prentjie kry van hierdie opdrag wat hy gee. Hy sê, gaan haal die ouens uit hierdie sondige mensdom uit, gaan haal hulle uit en bring hulle in die koninkryk van God in. So 'n visser haal 'n vis uit die water uit. As 'n vis uit die water uitgaan, dan gaan hy mos dood. So hy moet doodgaan na sy ou lewe. Sy natuur moet verander sodat hy nou in die nuwe omgewing, die nuwe koninkryk kan lewe. Visse en voëls is op dieselfde dag geskape. Visse lewe binne grense. Die see of die riviere of die damme skep grense. Maar die voëls is sonder grense geskep. Hulle kan vlieg net waar hulle wil. So kom ons sê nou, 'n menslike vis wat uit die water uitgehaal word, wat sy natuur verander, word 'n voël wat sonder grense kan vlieg, kan gaan om die woord te gaan versprei. Jy sien, ons het so rukkie terug mos gekyk na Jona, wat beteken duif, wat beteken boodskapper. Kom ons trek dit nou terug na, as jy as vis uit die sondige natuur uitgehaal is, jou natuur verander, en jy word nou hierdie voeltjie wat die saad dra, is daar geen grense nie. Visse lewe binne grense, voëls lewe sonder grense. Visse word uit die water uitgehaal deur 'n visser. Nou moet sy natuur verander en hy word 'n voël. En ek weet hierdie prentjie klink nou vreeslik, maar ek wil hê julle moet profeties dink wat ek nou vir jou sê. Want Lukas 13 vers 19 sê, dit is soos 'n mosterdsaad wat 'n man geneem en in sy tuin gesaai het, en dit het gegroei en 'n groot boom geword, en die voëls van die hemel het nes gemaak in sy takke. As die mosterdsaadjie of die mosterdboom dan nou vergelyk word met die koninkryk van God, dan is daar mos nou mosterdsaadjies wat verder gedra moet word. Jy sien, ons as voeltjies moet die mosterdsaadjies van geloof, moet ons verder dra. So ek wil nou net hierdie prentjie weer bietjie by mekaar trek, want ek kan dink julle is lekker deur mekaar. Ons word, as kinders van God, word ons aangesê, word ons die boodskap gegee, die opdrag gegee, gaan haal die visse uit die water uit. Nou moet hulle gedisipel word, hulle moet, die natuur moet verander, hulle moet leer om te vlieg, hulle vlerkies moet sprei, sodat hulle in hierdie groot boom van die koninkryk van God kan gaan sit, die saad van geloof kan kry, en die saad verder kan neem. Daar gaan saad gaan neerlaat, waar niemand eers geweet het, daar word saad neergelaat nie, en op 'n dag is daar 'n boom. En ek weet hierdie twee prentjies is nou baie wyd. Maar ons moet kies of ons 'n vis wil wees, wat in die grense wat die sonde vir ons stel, lewe, of wil ons hierdie voël wees, wat vry is, wat die saad dra, wat die boodskappe gaan dra. Dit gaan plant, daar waar Vader ons na toe stuur. En dan kry ek die vraag, maar wat van vleiende visse?
Want ons het mos al gehoor van vleiende visse ook. 'n Vleiende vis is daai ou wat na 'n kamp, of kom ek sê maar nou daai man of vrou of wie ook al, na 'n kamp so lekker nuwe lewe het en wegtrek met 'n spoed en woeps, na 'n rukkie val hy plat terug in die water. Want sy natuur het nog nie verander nie. So my boetie, my sussie, ek hoop jy verstaan wat hierdie boodskap is vir jou vandag. Jy word gestuur om 'n visser van mense te wees en om hulle te leer, om hulle vlerke te sprei, om sterk voëls te word, boodskappers van God, wat die saad kan dra. Of dalk is die boodskap vir jou vandag: hou op om te fladder of te spartel in die see en sprei jou vlerke en vlieg. Vlieg hoog en dra die saad uit. Aba Vader, U het hierdie boodskap vir ons kom gee vandag. En nou moet ons wyd dink, want dis twee verskillende konsepte wat U vir ons kom gee. U sê vir ons, ons mag nie meer visse wees nie. U sê vir ons, ons moet die visse gaan uithaal uit die see uit. En dan sê U vir ons, ons moet vlieg. Help ons om hierdie konsep te verstaan en help ons om waarlik boodskappers vir U te wees. Amen.